Ons skriflesing was 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Kom ons sit net so, dan word ons eers stil voor die Here, dan bid ons saam. Hemelse Vader, daar is 'n liedjie wat ons sing, breek die stilte, Heer, en praat met my. En dis ons gebed vanmôre, en met die een voor of agter, heel eerste nie, maar heel eerste met my. Dankie dat U Afrikaans praat, dat ons U woord in die moedertaal het, en dat nie een van ons kan uitgaan en kan sê, maar ek weet nie wat God van my vra nie. God praat Hebreëus, of God praat Grieks nie. Nee, dankie vir U woorde in ons eie taal. En dankie Here vir U woord wat deur die eeue heen behoue gebly het, sodat ons nog vandag kan hoor in 2026 van hoe groot en hoe wyd en hoe diep U liefde vir sondaar mense lê. Dat ons kan hoor hoe warm U hart klop vir mense wat afgedwaal het en te kom sê, maar ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie, maar jy moet die ewige lewe hê. En dat U die pad na God se hart kom oopbreek het, sodat sondaars God se kinders kan word, danksy die kruisdood van U aan die kruis en die opstanding uit die dood. Dankie dat ons U nou Vader kan noem, ons hemelse Vader wat weet wat ons nodig het. 'n Vader wat ons lewe in sy hand hou. 'n Vader wat ons beskerm. 'n Vader wat sy oog oor ons as kinders hou. 'n Vader wat nooit laat vaar die werkings van sy hande nie, maar getrou bly tot in ewigheid. Dankie dat U net ons Vader is nie, maar ook die Seun is. Die Seun wat U bloed gestort het vir ons. Die Seun wat die pad kom oopmaak het na U hart. En ons die voorreg gee om nie net U kinders te wees nie, maar erfgename en mede-erfgename van U ryk. Vader en Seun, ons aanbid U ook as Heilige Gees. Dankie dat dit uitgestort is om altyd by ons te bly, om in ons te woon, om ons te leer die pad wat ons moet loop, om ons te lei. Dankie dat U Gees alomteenwoordig is en dat U ook vanmôre ons vereer in U Gees wanneer U hier by ons is. Omdat U beloof het waar 2 of meer in U naam bymekaar kom, U daar is. En soos U nou hier by ons is, Here, ken U elkeen by die naam. Ek weet wat in elkeen se hart en lewens omgaan. Miskien is daar een se hart vanmôre spanning of bekommernis of hartseer of 'n verlange of onsekerheid of wat ook al, Here, dan is my gebed dat U dit sal wegneem en elkeen 'n hart vol vrede sal gee, U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons wil kom vra, Here, dat U hierdie baie bekende gedeelte aan ons sal kom nuut maak. Dat ons sal kom hoor wat U vir ons sê, maar nie net sal hoor nie, Here, maar ook sal gehoorsaam om dit te gaan doen. Ja, Here, sodat ons nie net hoorders van die woord is nie, maar ook daders daarvan. En Here, nou is dit ons gebed dat U self U woord aan ons sal kom bedien. Spreek, Heer, want U dienskneg en U diensmaag luister. Amen. Ek gaan net 'n paar verse wat ons gelees het herhaal. Vriende, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want liefde kom van God af. Aan liefde ken mense die kinders van God uit, want hulle ken Hom goed. God is liefde. Iemand wat nie lief het nie, weet niks van God nie. God het vir ons gewys wat ware liefde is. Ons behoort mekaar ook so lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons egter mekaar lief het, kan mense God in ons lewe raak sien. God het ons eerste lief gehad. Daarom kan ons nie anders as om lief te hê nie. As iemand vertel dat hy God lief het, maar liefdeloos teenoor 'n medegelowige optree, is hy regte leienaar.
Dink net, as iemand nie eers die medegelowige lief het wat hy elke dag sien nie, hoe sal hy God kan lief hê wat hy nie eers sien nie? Wie God lief het geen ander keuse as om ook sy medemens lief te hê nie. Dit is die opdrag wat hy vir ons gegee het. Ons lees net tot sover, mag die Here ook hierdie gedeelte aan elkeen van ons se harte seën. Ek het nog gesien, hier's een vrou wat 'n rooi rok aan het, Surina, en daar's 'n man met 'n rooi hemp, en daar's nog so amper 'n rooi, so 'n maroon kleur. Dis seker nog wat hulle gisteraand mee gekuier het met Valentynsdag, dan dra die mense mos glo rooi. Ons weet mos wat is Valentynsdag, dit is gister was Valentynsdag gewees, het die mense dit gevier. 'n Dag eintlik waarin paartjies hulle liefde vir mekaar kom weer bevestig. Hulle doen dit met verskillende maniere, né? Of met 'n rooi roos, of met 'n beertjie, of met 'n uitetery of juweliersware, of net 'n ou rooi haartjie vir mekaar te gee. Kyk maar net daarso. Daar het jy miskien 'n ou kussentjie gekry wat net sê I love you van jou lover. Ek hoop dit is jou man wat jou lover is, nie 'n ander een nie. Of miskien was jy so gelukkig om 'n kaartjie te kry met al daai mooi goedjies op. Kyk wat staan daar. Jy kry ook sulke lekkertjies, né? Miskien jy het dit in 'n lekker vorm gekry, nie 'n kaartjie nie. Hak me. Dis nie hak nie, dis hak, né? En 'n ander een is kiss me. Ja, kan maar sien. Ander een is sweetheart. En op 'n ander enetjie staan true love. Geskenkies, bewyse waarin die een vir die ander een wil sê, maar ek het vir jou nog steeds lief. En ek dink ons moet saamstem met mekaar, as daar een behoefte is wat elkeen van ons in hierdie kerk het, en dit is die behoefte aan liefde. Ons wil hê iemand moet vir ons lief hê. Steek gou my hande op, wie wil nie liefgehê wees nie? As 'n bewys. Elkeen van ons het 'n behoefte aan liefde. Ware liefde, innige liefde, opregte, ongeveinsde liefde. Niks anders kan hierdie behoefte in 'n mens vervul nie. Maar toe was daar mos 'n vrou wat gekom het, en julle ken haar, Eva. En ongelukkig het Eva deur die sondeval hierdie liefde waaraan ons geskape is, het verloor. Geen wonder dat mense nou na die sondeval liefdeloos is nie. En daarom hoor mens baie keer van selfmoord en egskeidings en gesinsbekleierery en konflikte. Mens hoor van spanning, mens hoor van haat tussen mense, kwaai vriendskappe, ag selfs mense, lande wat kwaad is vir mekaar en oorloë voer. En daarom, wat ons in ons dag waarin ons leef weer nie sal moet herontdek, dringend sal moet herontdek, is die feit dat daar nog iemand is wat in ons belangstel, wat ons liefhet, naamlik 'n Vader in die hemel wat liefde is en wat elke mens liefhet. Hoe weet ons dit? God sê dit in sy woord, en God is 'n man van sy woord. Hy sê daarso in 1 Johannes 4, hierin is die liefde, dat God ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening van ons sondes. Wat is die bewys dat dit waar is? Die kruis, waarin God kom sê, so lief het hy ons. Nou, hoe lyk God se liefde? Ons weet hoe lyk ons liefde onder mekaar. Eerste ding wat mens weet van God se liefde, is dat God ons lief het sonder rede. Daar's nie 'n rede in ons lewens wat veroorsaak het dat God ons moet lief het nie. Dit is maar so, ons as mense moet 'n keer baie ander mense lief, omdat hy of sy sekere kwaliteite het, daar rede is. Miskien is 'n baie mooi man, of 'n baie mooi vrou wat aantreklik is. Maklik om hulle lief te hê. Of dalk is dit iemand wat jy altyd laat goed voel in sy geselskap, en dis lekker om so een lief te hê.
Of dalk is dit 'n een wat mooi gebou is, of is 'n gesiene persoon wat vir jou lekker bederf. Dis maklik om sulke mense lief te hê. Daar's dikwels 'n goeie rede hoekom ons hierdie mense belief het. Daar's iets in daai persoon wat dit vir ons maklik maak om hom lief te hê. Maar weet jy, Romeine sê vir ons, Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het. Hoe? Toe ons nog sondaars was. Toe daar niks goeds was aan ons nie. God het vir ons gesterf. Daar was nie 'n rede nie, maar toe ons nog sondaar was. Met ander woorde, in onsself, soos ons was, is daar geen rede of 'n oorsaak waarom God ons kan en moes lief hê nie. Inteendeel, van Adam en Eva se sondeval in die paradys, het ons hom gehaat. En probeer die mens, soos Adam en Eva weggekruip het, probeer die mens nog van hom wegvlug. Dink maar aan Saulus, voor hy Paulus geword het. Maar God het ten spyte daarvan dat ons hom verwerp en van hom weghardloop, sy seun gestuur as 'n versoening vir ons sondes. Dit, liewe vriende, is mos nou onvoorwaardelike liefde. God stel nie voorwaardes voor hy ons liefhet nie. Dit is genade. En die ander woord vir genade is, dis 'n gratis geskenk. Iets wat jy nie verdien nie. Want dit is hoe God se liefde werk vir sondaar mense. Sonder oorsaak, sonder rede, het hy vir elkeen van ons lief en hoe ons hom uit dankbaarheid daarvoor moet lief hê. Verder, weet ons soos ons liefde het, ons stel baie keer grense aan liefde. Nee? Is so. Ons stel grense aan mense vir wie ons kies om lief te hê. Dit is mos maklik om jou ou, of jou meisie, of jou man of jou vrou, of pa of ma lief te hê. Dit is maklik om vriende wat soos jy voel en eners dink, lief te hê. Of jy kan toch mense van dieselfde politieke party lief hê, maar as hy in 'n ander party stem, dan is jy meer so lief vir hom nie. Of jou kerkgroep, daai mense is jy voor lief, maar as een anderste sy godsdienst beoefen is, ons is altyd vir hom lief nie. Of 'n kultuurverskil, ons het nie ander wie se kultuur van ons verskil so lief, soos wat God ons lief het nie. Ja, ons vind dit maar moeilik om ander lief te hê, wat anders ons is, wat anders as ons lyk, wat anders as ons voel en dink. Solank hy inpas in my raamwerk en in my verwagtinge, is dit maklik om lief te hê. Maar anders is God nie weer eens nie. God stel vir ons 'n voorbeeld. Hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld, nie net sommiges nie, né? Die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen, né? Elkeen, almal, ongeag wie hy is, hoe jou lewe ook al lyk vanoggend, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, God se liefde vir die wêreld en vir mense het geen grense nie. God trek nooit 'n streep en hy sê, ek is net seker is lief nie. En tot hiertoe het ek jou lief gehad, maar niks verder nie. Baie keer sê ons, ja nee man, ek sal na die ou toe gaan en ek sal hom vermaan, ek sal hom bemoedig en ek sal hom probeer terugwen vir die Here. En as hy jou elke keer terug teleurstel, dan sê jy op die oomblik, nee wat, daar is geen stal van hom te smeer nie. Dan stel ons 'n grens aan ons liefde en ons sê tot hiertoe en nie verder nie, laat hy maar self aankarring. Maar God se liefde sluit almal in. Ook die wat anders is as ek. Ja, God se liefde is onvoorwaardelik. Daar's geen voorwaardes nie. So wyd soos die ganse mensdom, selfs die wat nie aan hom gehoorsaam wil wees nie, het hy lief. Onthou julle wat hy gesê het toe hulle hom gekruisig het? Wat sê hy vir hulle? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie
wat hulle doen nie. Selfs hulle wat hom gekruisig het op sy lewenspad, vra hy om vergifnis vir sy hemelse Vader. Dit is net 'n hart van liefde vir sy naaste wat so kan bid. Dit is nie al nie as ons kyk na God se liefde hoe dit verskil van ons nie. God het ons ook lief sonder verandering. En daarmee bedoel ek, baie verhoudings tussen mense is na 'n jaar of 2 iets van die verlede. Hulle was nog gister handjie gestap, hulle was nog gekuis soos die kinders gesê het, en môre oormôre is nie, die kuis is uit. Daar stap 'n ander een in die handjie, is saam met hom. Daar die liefde verander. Dink maar na, baie mense breek hulle liefdesverhoudings, verlovings word verbreek. Huweliksverhoudings word gebreek met egskeiding. Mense verloor hulle liefde nie net vir ander mense nie. Lees maar in die koerant. Hy verloor sommer gou sy liefde vir sy politieke party. Hy stap sommer oor nou van die PA na die ANC of van die ANC na die AWB of wie ook al. Mense, ja, bly nie by wat hulle gekies is. Sy liefde verander, hulle liefde vervlou. Vriendskappe ook, nee, baie mense was pelle en vriende, en dan ewe skielik hoor jy, nee, hulle kan jy nou nie meer oor weer, want dit het gebeur en dat het gebeur, daar is kwaai vriendskap tussen hulle, nee. En baie keer nie net ons liefde ook vir God, baie keer sê mense, hy was so 'n voorbidder in die kerk, hy het getrou gekom, maar sy liefde het vervlou, sy liefde het verander, ons sien hom nie meer, hy is nie meer betrokke nie. En dit is waar, ons liefde vir mekaar, vir mense, koel maklik af. Dit verander met die weer. Maar God, en sy liefde, is onveranderlik. Luister maar wat Jeremia 31 vers 3 staan daar. Die Here het aan my verskyn uit die verte en gesê, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. 'n Ewige liefde, sy liefde hou nie op nie. Sy liefde sê nie tot hier toe en nie verder nie. Al het ons gesondig, al het ons fout gemaak, sê die Here weer, soos die pa van daai verlore seun, ek is bly, kom laat ons feesvier, hy het teruggekom. Hulle vertel die storie van Spurgeon, het eenmal 'n vriend by 'n platteland gaan kuier, by een van sy pelle. En daar sien hy toe 'n weerhaan gesien. Op hierdie weerhaan het gestaan die woorde, God is liefde. Op die weerhaan. Die weerhaan is maar 'n ding wat die windrigtings aandui. God is liefde. Op die vraag van Spurgeon waarom sy vriend so uitstaande Bybelvers op so 'n veranderlike ding soos 'n weerhaan plaas, asof God se liefde ook so veranderlik is soos die wind wat waai, was sy antwoord, nee, meneer Spurgeon, ek bevestig maar net hierdeur, dat God se liefde is vir jou en my, van watter kant die wind ook al mag waai. Van watter kant die wind ook al mag waai, my liefde vir jou ken geen einde nie. Ja, God se liefde vir jou sal nooit verander nie, nooit. Hy hou nooit op nie. Dink maar aan die verhaal van die verlore seun. Ons ken dit, hoe God sy hande oop was vir hom, na al sy omswervinge, en dan weer in sy vaderbors vasgedrink het, en fees gevier het. Daar is nog 'n manier hoe ons liefde verskil van God. God het ons ook lief tot die einde toe, tot die dood toe. Kyk, baie keer gee mens mos 'n ring vir iemand in die laerskool of in die hoërskool, as jy nog 'n keus is, was dit mos so 'n hartjie ring daai tyd. Ek weet nie wat hulle nou vir mekaar gee nie. So 'n hartjie ring, dis ons keisringetjie, en dan kan jy nie wag om te dra hierdie keisring van jou nie. En later raak hierdie keisring, as jy 'n verhouding aangaan, 'n verloofring, en jy kan beter sy hartjie en dan so 'n klein ou steentjie in. En heel later, dan kom maar nog 'n goue pand by om te sê, hierdie persoon het sy liefde teenoor hierdie een verklaar. So 'n ring is 'n bewys met hy simboliese boodskap. Julle ken dit, wat sê die Engelse? A ring is round and has no end. So is my love for you, my friend.
'n ring is die simbool, as jy die ou tradisionele trouringe kyk, hy gouers, hy het nie begin of einde nie. Jy sien nie 'n las in hom nie. Maar jy eintlik wil sê, ek gee die ring vir jou, om te sê, my liefde vir jou ken geen einde nie. En dan gebeur dit tog, in baie mense gevalle, dat hulle nie mekaar lief het, tot die einde toe nie. Ons gee die ring, of die vrou gooi hom sommer weg, nadat die man uitgemaak het, en die verhouding verbreek is. Die ring het nie die verhouding gered nie. En nou weet jy, God gee nie 'n ring nie, om te wys hoe lief hy ons het nie. Maar hy gee die kruis, sy seun aan die kruis. Sien jy daar op die skerm? God se kruis is hoe sy hart warm klop van liefde vir jou en my. Die kruis sal altyd daar wees, dat hy vir ons gesterf het, om vir ons te kom sê hoe lief hy vir ons het. Sy seun aan die kruis, Jesus Christus, is 'n bewys van sy liefde, wat hy aan ons kom verklaar het. Mens kan amper sê, God het sy love letter, sy liefdesbrief, sy seun Jesus aan die kruis kom vasspyker, om vir jou en vir my te kom sê, maar so lief het ek vir jou. 'n Liefde tot die einde toe. Wanneer ons nagmaal gebruik, dan kan ons God se simbool van liefde proe in die tekens van die brood en die wyn. So seker ons die brood kou by 'n nagmaal, sê ons eintlik, so seker dat ons weet, ons het God sy liggaam gegee aan die kruis, vir jou en vir my as sondaars. En soos ons die wyn of die druiwesap drink, net so seker soos ons dit drink, weet ons, het sy bloed gestort aan die kruis, om uit liefde om te kom sê, so lief het ek vir jou, dat ek vir jou kom sterf het. Ja, die brood en die wyn is God se manier om te kom sê, so lief het ek jou. Dis Johannes 13 staan daar. Jesus het sy eie mense in die wêreld lief gehad, dan staan daar, en hulle lief gehad tot die einde toe. God sê nie tot hier toe en nie verder nie. 'n alles opofferende liefde, 'n selfvergetende liefde, 'n liefde tot die dood. Toe hy sy lydingspad geloop het, is nou juist lydingstyd wat nou begin. Het hy nie in die middel opgehou sê, nou raak dit te erg nie. Nou is dit te seer nie, nou het ek te veel pyn nie. Nou word ek te veel bespot en bespieg en verlaat deur mense nie. God het aangehou tot die einde toe. En so ook nog vandag, in sy liefde vir jou en my, kom sê, maar ek sal nie ophou om jou lief te hê nie. Sien jy, 'n alles opofferende liefde, 'n selfvergetende liefde van Jesus, 'n liefde tot die dood toe. Ek sluit, vriende, laat elke jaar se Valentynsdag ons elke jaar opnuut daaraan herinner, aan die volmaakte liefde van God vir ons as mens. Mag julle in staat wees om saam met, hy sê mos dit daar, Efesiërs 3, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag Valentynsdag ons daaraan herinner, nie 'n ou kommersiële dingetjie nie, maar dat as ons dit sien, die tekens in die winkel, jou blommetjies en die hartjies en die chocolaatjies en goede, dan moet dit ons herinner, dit aan die liefde van God, hoe wyd en hoe groot en hoe ver en hoe diep dit is. Twyfel jy nog vanoggend aan die liefde van God? As daar by jou vanoggend nog 'n koudheid van hart is, dan lê die fout beslis nie by God nie, maar by jou. My gebed is, dat ek en jy sal uitgaan en ons opnuut weer verlief sal raak, op hierdie liefdevolle God ons Vader as ons metgesel op ons lewenspad. Sonder 'n aardse lewensmaat is dit moeilik, kan ons dalk nog klaarkom, maar sonder God, ons hemelse metgesel, kan ons nie. Nooit. En daarom, liewe doopouers, Jaco en Bianca, die doop wil net vir ons kom sê, soos die liedjie sê, voordat
klein Bian nog kon kies, kon vra, het die Here sy skuld gedra. Voordat daai Bian nog vir die Here kan sê, Here, ek het U lief, het die Here met die tekens van die doop vanoggend kom sê, ek het jou eerste lief gehad, toe jy nog in sonde ontvang en gebore is. Vir jou het ek aan die kruis gesterf, en mag julle as ouers die wysheid kry om hom so groot te maak, dat hy hierdie belofte deur die geloof sy eie sal maak, en hom ook as sy verlosser en saligmaker sal aanvaar. Mag dit waar wees van sy lewe. Kom ons antwoord die vraag vanmôre, waarom ons hier uitstap. Hoe antwoord jy op hierdie liefdesaanbod van God vanmôre? Wat is jou antwoord? As God vir jou kom sê, wil jy nie my Valentine wees nie? Jou antwoord, sal op die ou end jou eindbestemming bepaal. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, U is so anderste as ons as mens. U liefde is totaal anders as ons liefde. Ons liefde is so gebrekkig, maar U het ons lief in oorvloed. Dankie vir U oorvloedige liefde wat U kom bewys het vir sondaars aan die kruis. Dankie dat U ons nooit afskryf nie. Dankie Here dat U vir ons kom sê vanmôre, U het ons lief sonder dat daar rede is om ons lief te hê. Dat U vir ons kom sê, U stel nie grense tot op 'n punt en dan hou ek op 'n lief te hê nie. En dankie dat U liefde nooit vervlou vir ons nie, al doen ons wat, dat U ons nog altyd as mens lief het, al het U nie ons dade lief nie. En dankie vir die versekering maar net weer waarmee ons kan huis toe gaan en kan doodgaan. En dit is selfs deur die dood heen, sê Paulus, dat geen dood of wat ook al sal my skei van die liefde van God, wat in Christus Jesus ons Here is nie. Deur die dood heen, weet ons, U het ons lief, en dat selfs nie ons dood ons uit U hand kan ruk nie. En Here, hoor ons dan nou as ons verder bid, en die vraag gaan beantwoord, wanneer die liedjie nou speel, ons bidend dit ook sal beantwoord in ons harte, die vraag, weet jy dat Jesus jou lief het?